Hallo, ek is Marina van Briljante Breintjies en vandag wil ek met julle 'n bietjie verder gesels oor daai taalontwikkeling. Hierdie is vrae wat ek maar algemeen kry met my aanlyn programme. Dis hoekom ek dit goed gedink het om 'n bietjie 'n paar video's te maak. Nou daar is video nommer 1 wat gaan oor taalontwikkeling en wat jou rol as ouer is en hoe jy liedjies en rympies en boekies kan gebruik om jou kind te help tot taalontwikkeling. So hierdie een is meer spesifieke mylpale wat jy so in jou agterkop net moet vasknoop. Dat wanneer jy daar kom, dat jy min of meer weet, okay. En weer eens soos ek sê, dit is riglyne, dit is mylpale. Moenie as jou kind op 6 maande kom en ek sê, Jessie, hulle moet begin met babbeltaal en jou kind is nog nie volstoom besig om te babbel, onmiddellik na 'n spraakterapeut toe hardloop nie. Dis net 'n riglyn. Dis sodat jy kan sien, weet jy wat, ons moet dalk 'n bietjie werkie aan. Ek moet dalk 'n bietjie meer intentioneel aandag hieraan. Dit pla my. So miskien moet ek 'n spraakterapeut gaan sien, nee. Maar goed, dit is nie die alfa en omega nie, dit is regtig net vir jou 'n riglyn. Goed. Nou ek het in haar eerste video gesê, nommer 1 is praat die heeltyd met jou kind. En onthou, jy is jou kind se ultimate taalvoorbeeld, so praat reg, praat duidelik en moenie baba taal gebruik nie. Goed. Nou waarna jy moet kyk is hier by 2 tot 3 maande. Begin jou baba al sulke keelgeluitjies maak. Hulle begin rondspeel met die klankies wat hulle mos nou die heeltyd van jou af hoor, nê. Maar hulle uitsluitlike doel daarmee is om jou aandag te trek. Want onthou, 'n baba dink jy's 1. Mamma is 'n verlengstuk van myself. So as jy so effe uit die oogveld uit verdwyn, en hulle begin onseker voel, dan begin hulle met daai klankies rond te speel, maar dit is om jou aandag te trek. Eintlik wil jou baba vir jou sê, moenie van vergeet nie, hier lê ek, hier is ek, mamma, jy moet die hele tyd by my wees, nê? En weer eens soos ek in 'n eerste video gesê het, is ego daai geluide. As hy maak, dan maak jy dit ook, want dit moedig hulle aan om nog meer te eksploreer met daai klanke. Onthou, hulle is nou besig om rond te speel met daai klankies in die mond. Die mond weet nog nie lekker waarom daai klanke gevorm word. Dis hoekom hulle nou speel met dit, reg. So jy moet daai klankies ego in sit nuwe goed. Dis hoekom ons sê brrr en wat ook al brrr en wat se geluide jy ook al maak, nê. Dis alles om daai spiertjies om die mond te kry om die klanke reg te kan vorm op die regte plekke. Goed. So 2 tot 3 maande begin hulle met daai keelgeluitjies, goed. Dan op 6 maande begin daai babbelfase, wat hulle 'n lettergreep vat en herhaal, soos mama, ma, ba, 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 ta, 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 nee. Daai goedjies, en dan so bietjie deur mekaar ook, maar dis nog glad nie funksionele woorde nie. 'n Funksionele woord is, al is dit nie die perfekte woord nie, maar is 'n woord wat hulle elke keer gebruik, as hulle met daai objek werk. Sê nou maar met bal. Hulle gaan nog nie kan sê bal en die hele al 3 klankies uitspreek nie, maar hy gaan sê ba. So elke keer as jou kind die bal in sy hand het en hy sê ba, en dit bly ba vir 'n hele paar keer, dan is daai 'n funksionele woord. Sy woord vir bal. En weer eens soos ek gesê het, jy gaan nie na jou kind korrigeer en sê, nee, dis nie ba nie, dis bal nie. Jy sê, ja, dis die bal, ons gaan hom nou lekker skop en speel en dan gaan jy aan. Jy korrigeer jou kind net deur die regte ding voor te hou vir jou kind. Dit is hoe dit eintlik gesê word, sonder dat jy vir jou kind sê, nee, nie so nie, maar so nie. Ons korrigeer nie ons kinders op daai ouderdom nie, want dit maak dat hulle nie die selfvertroue het om dit te probeer nie. Goed. Okay. Op 6 maande begin hulle ook te bepaal waar klank vandaan kom. Goed, 'n belangrike oefeningkie wat jy met jou baba kan doen voor dit, is as hulle plat op die mat by jou lê en jy met 'n rattel sit met 'n rattel in elke hand, want hulle is baie slim. Hulle gebruik visual cues, nê. Dan sit jy so en hulle kyk vir jou en dan skud jy daai rattel aan die sin maar die regterkantste oortjie. Dan kyk jy, draai daai koppie. En dan skud jy weer hierdie kant. Dan kyk jy, kan hulle begin bepaal? Kan hulle hoor? Goed. Dan by 6 maande, as jy uit die vertrek uit gestap het en jy kom terug en jou hakke of jou voetspoor, wat ook al stappe, maak 'n geluid, of die deurkraak as jy oopmaak, moet hulle kan bepaal, na jou toe kyk, want daar kom die klank vandaan. Dit is 'n taalmylpaal. Hulle moet kan weet, waar kom klank vandaan. Goed, so daai speelietjie wat ek nou vir julle gesê het van om te toets, is iets wat jy elke week met jou kind kan doen. Gebruik verskillende voorwerpe. Maak seker hulle raak bewus van daai klanke. Goed. Dan rondom 9 maande begin hulle reageer op eenvoudige woorde. Dis asof hulle al 'n begripswoordeskat begin opbou. Hulle het nog nie woordeskat wat hulle kan praat nie, maar as jy praat en sê nee, dan maak hulle mos so daai nee of malkoppie, nê. Is hier by 9 maande. Maar hulle besef jy gaan sê, moenie nou vat nie. Nee,
dan gaan hy handjie soek, hy gaan definitief dink, want hy begin besef, o nee beteken ek moenie daar vat nie, nee. Of gee vir mamma beteken ek moet daai ding nou in mamma se hand sit. So op 9 maande begin hulle reageer op hierdie eenvoudige opdragte wat ons hulle gee, nee, of soos blaai die boek om, of gee vir my daai ding aan, daai eenvoudige opdrag is wat ons vir hulle gee, moet hulle beginne verstaan, hier op rondom 9 maande, goed. Dan begin hulle ook op 9 maande, goedjies naboots, sê nou maar as jy hoes en jy sê, dan begin hulle ook, as daar baie keer 'n oupa of 'n ouma in die omgewing is, wat baie daar kuier en wat so ou kuggie het, dan gaan jy hoor, jou baba gaan begin, hulle maak dit na, dis nie dat hulle dan siek is nie, hulle hoor dit en hulle boots dit na, dieselfde met jou tongklieks, hulle begin al daai goedjies en daai brrr, wat ons vir hulle so maak, dan begin hulle dit na te boots, want die spiertjies om die mond begin al hoe meer geontwikkeld raak, om daai geluide te kan maak en hulle eksploreer en kyk, wat is die geluide wat ek alles kan uitkry, nee. Dan rondom 'n jaar begin hulle eintlik met hulle eerste funksionelende woorde. En hoor julle wat ek sê, dis rondom 'n jaar. As jou kind baie skerp is met taalontwikkeling, nee, gaan hy dalk al op 10 maande, 11 maande begin met sy eerste funksionele woord. Maar rondom 'n jaar moet jy in gedagte hou, goed, moet my kind funksionele woorde hê, soos gewoonlik is die eerste funksionele woord mamma, okay. En ons is tog altyd so trots as die kinders eerste mamma sê, en dit is wonderlik want ons werk so baie met hulle, maar 'n papa, 'n p, 'n plofklank is eintlik 'n moeiliker klank om uit te kry, goed. So dit is hoekom eintlik mamma altyd eerste is, en dan papa, maar ons sê dit nie vir hulle nie, ons hou dit tussen ons, en ons sê net, dit is omdat hulle dalk eerste liewer is vir ons, nee. Ons vat dit, daai small wins wat ons moet vat as mamas, nee. Goed, so rondom 'n jaar begin hulle met daai funksionele woordjies te speel en te praat, nee. Soos ek gesê het, ook met die ba vir bal. Dit hoef nie 'n perfekte woord te wees nie, dit moet net dieselfde woord wees vir daai item elke keer, dan is dit 'n funksionele woord, goed, so dan begin hulle met dit, okay. Dan vanaf 15 maande begin hulle goedjies te benoem, wat ons loop mos met hulle op die heup en sê as jy altyd, kyk daar's dit, so hulle begin om dan ook self objekte te benoem en daai vingertjie wys so, goed, dit is 'n taalmylpaal, en dit kom in hiervan na jaar af, hier by 15 maande, hulle probeer ook sing, veral as jy nou baie met jou kind gesing het, enige kind, of hulle nou musikaal is of nie, resoneer met musiek, hulle is mal oor musiek, so as jy musiek baie gedoen het, gaan jou kind probeer, op sy manier, hy gaan probeer sing, want hy het nou agtergekom, ek kan ons nou my stem gebruik, nee, okay, en dan kan hulle ook begin om kort sinnetjies te babbel, dis daai wat hulle begin met jargon, hulle praat van jargon, dit is daai ba, mama, tale klanke wat jy nie idee het wat hulle vir jou sê nie, maar daai handjie is daar en hulle het 'n volle gesprek, dis daar wat jy nou moet sê, ja, son skyn lekker vandag as jy buite is, nee, en dan is dit eintlik dalk glad nie wat jou kind wou gesê het nie, maar jy hou aan om daai taal interaksie aan te moedig daardeur, nee, moenie net soos en stil bly nie, reageer op jou kind se jargon, want dis waar hy is, hy kan nog nie lekker die klanke by mekaar sit om die woord vir jou lekker weer te gee nie, maar hy het 'n intensie tot kommunikasie, en as jy nie gaan reageer nie, gaan dit maak dat hy minder met jou kommunikeer, so hou aan daarop reageer, en dis heeltemal normaal, dat hulle al daai klanke meng, en heeltemal gibberish praat, soos wat ons altyd sê, nee. Dan van 18 maande af, begin hulle soos 'n papegaai te klink, hulle ego alles wat jy sê, jy sal sê, ons gaan nou vir sussie by die skool haal, dan sê hulle, haal, nee, hulle herhaal so daai laaste woord. Dan moet jy weer reinforce en sê, ja, ons gaan vir sussie by die skool haal. Wie gaan ons haal? Dalk gaan hy vir jou sê, sussie. Want ek het vergeet om te sê, op 9 maande begin hulle vraagwoordjies te gebruik. Dan sal hulle sê, wie? Wat? En dan besef hulle, ek kry inligting deur vraagwoordjies. So hulle begin vraagwoordjies ook gebruik. Rondom 'n jaar, ekskuus nie 9 maande, en is nog bietjie vroeg, rondom 'n jaar begin hulle daai vraagwoordjies te gebruik, nee. En daarom begin hulle dan nou daai laaste woord so te herhaal. Jy moet dit ook herhaal, dis reg, hulle moet soos daai papegaaitjie klink, okay. Rondom hierdie tyd, wat jou 18 maande is, moet hulle al 6 tot 20 funksionele woorde hê. Goed, so as jou kind nou op 18 maande is, en daar's nog geen funksionele woord nie,
dan moet jy daaraan begin werk. Dan moet jy daaraan begin aandag gee. Goed, ons is so geneig om namens ons kinders te praat, want jy ken jou kind se nie-verbale taal so goed, né? Dis waarin hulle baie gemaklik is, wat hulle eerste leer is nie-verbaal. En as ons geneig om, o ja man, hy wil melk hê. Moenie dit doen nie. Frustreer bietjie jou kind hier nader na 2 toe, wat hulle nou moet begin 2 woordsinne praat, 2 woordjies saam sit, wat hulle sal sê, melkie hê, of melk hê. En hulle net niks sê nie, en hulle net na die kas wys, en dan is ons geneig van, okay, kan ek net hierdie situasie uitsorteer, hier is jou melk, want ek weet wat wil my kind hê. Moenie dit doen nie. Frustreer jou kind en sê, wat wil jy hê? Sê vir mamma, ek kan nie vir jou, wat wil jy hê? Sê vir mamma, ek weet nie wat wil jy hê nie, ek kan nie mooi hoor nie. Al sê hulle net, me hê, en as elke keer me hê, dan is dit okay, want die intensie is daar, en die verwagting wat jy by jou kind skep, jy moet met my praat, jy moet die klanke maak. Goed, so, moenie namens jou kind praat nie, en dit gebeur baie keer, wanneer 'n tweede boetie of sussie gebore is, want kyk, daai boeties en sissies, leer hulle klein sissies en boeties baie goed ken, so hulle is nog meer ingestel op hulle visual clues, en op hulle nie-verbale taal, so hulle sal sê, mamma, boetie wil dit hê, en dis wonderlik, maar stop dit hier by 2 en sê, wag, mamma weet, jy is so 'n oulike groot sussie, maar ek wil hoor wat wil boetie self sê, nê. So frustreer hulle 'n bietjie om daai taal uit hulle uit te trek, nie. Ons moenie namens ons kinders praat nie, want jou kind kan begin praat rondom 2. Hy moet begin 2 woorde bymekaar sit. Goed. En die funksionele woorde moet weekliks bykom, soos wat hy nuwe woordeskat aanleer. So jy hou aan met jou boekies, jou rympies, jou liedjies, nê. Okay, goed. Dan, 1 mylpaal wat rondom 2 bykom, waarvoor ons eintlik almal bang is, en jy dink jou kind het een of ander fout, is die woordjie myne. Okay, rondom 2 snap daai konsep van, ek kan sê myne. Goed, dan sê ek altyd vir die mamas, dan sê hulle, weet nie, waar kom dit vandaan nie? En dan sal eintlik so half bekommer daaroor. Dit is 'n taalmylpaal, want jou kind moet weet, wat is myne, voordat ek kan begin deel. Dis eintlik so 'n bietjie van 'n sosiale ontwikkeling ook, maar jou kind moet weet, wat is myne, en weet julle wat, mamas, ons is skuldig daaraan, en eintlik nie skuldig nie, dis eintlik reg, ons sê dit die hele tyd vir hulle, moenie daai ding vat nie, dis mamma sin, moenie, los, dis pappa sin. Jy sê, myne die hele tyd, want okay, hulle is nog baie dom, hulle wil aan alles vat, ons wil hulle leer, maar ons is die voorbeeld daarvan. Maar die wonderlikheid daarvan is, jou kind moet daai konsep aanleer. Hy moet sê myne, voordat hy kan besef, weet jy wat, dit is my speelgoed, maar jy kan dit deel, want jy gaan nie met dit huis toe gaan nie. Goed. En wat ek vir al die mamas altyd sê, enige fase het klomp frustrasies in, maar wat jy vir jouself net moet sê is, this too shall pass. Geen fase hou vir ewig aan nie. Moenie fases omwens nie. Eendag gaan jy terugdink in daai fase wat jy nie 'n idee gehad het wat jou kind vir jou gesê het nie, en dink jy, Jesus, dit was so oulik. In daai situasies jy net soos, asseblief sê net vir my wat pyn. Wat is dit, jou oor, jou voet, jou wat, verstaan? Dan wil ons sê, woorde asseblief. Maar moet dit nie omwens nie. Dit is goed wat jy gaan mis eendag. So ek hoop hierdie help vir jou. Ek hoop hierdie gee vir jou so 'n bietjie van 'n raamwerk waarna jy moet oplet vir jou kind se taalontwikkeling. En as jy meer inligting wil hê en wil gaan kyk wat se programme op my webtuiste is jy meer as welkom om dit te gaan besoek. Dit is www.briljantebreintjies.co.za en dan kan jy kyk wat se programme is daar as jy dalk voel jy en jou kind daarvoor wil inskryf. En verder hoop ek net jy geniet vandag jou kind ten volle. Totsiens.